Goeiedag julle en welkom hier by die kanaal. Ek wil vandag sommer net so vinnig getuienis met julle deel wat my gebeur het laasweek. En ek het net weer eens besef hoe groot ons God is en hoe almagtig hy is en dat die onmoontlike nog steeds gebeur. Ek dink ons vergeet partykeer wonderwerk is nie net uit die Bybel uit nie, dit gebeur nog steeds vandag. Ons moet net kies om dit raak te sien. En vir my is dit altyd lekker om ander mense se getuienis te deel, te luister. So as julle getuienis het om te deel, asseblief laat weet my. Dan maak ons plan om dit te deel met mense. Dit is altyd lekker om 'n getuienis te deel en net te verkondig hoe groot ons God is. En so inspireer ons dalk ook iemand anderste om nader aan die Here te wees of meer van sy karakter te leer ken. En ja, so asseblief moet nooit teruggaan met 'n getuienis nie. Deel dit met soveel moontlik mense. Jy kan nooit verkeerd gaan met dit nie. Gee altyd God die eer, want dis net hy. Daar bestaan nie so iets soos toeval of so iets nie. Dis altyd die Here wat goed laat gebeur of 'n slegte situasie in iets goeds laat verander. Ja, so ek wil net so vinnig met julle deel wat gebeur het. Ek was so vinnig weg gewees vir 'n naweek Vrystaat se kant toe. En die een dag was ons net vinnig uit en ons het teruggekom van die dorp af. Gelukkig het ons 'n afspraak gehad met 'n oompie wat moes goedjies kom ophang teen die muur 10:00 die oggend. En ons moes dus sorg om 10:00 weer terug te wees by die huis. En ons is toe terug by die huis. En die oomblik toe ons voete in die erf sit, toe kom die bediende daar uit gehardloop en sy skree, thief, thief. Daar was nou 'n skelm gewees en so wat gebeur het is sy was in die verste kamer besig om skoon te maak en sy het nie die deure gesluit of iets nie. En ja, toe het die ou in die huis gekom en sy dogter is ons wat by die huis is, maar toe sy by die venster uitloer sien sy daar's nie 'n voertuig buite nie, toe besef sy dis nie ons nie. En sy begin te skree en vra wie's daar en met dit toe sien sy die ou hardloop net en hy het toe sy het dit beskryf as 'n radio. So dit was 'n groot JBL speaker wat hy toe gevat het en gehardloop het. En ons het toe net daar aangekom en die ou is toe net oor die draad. Ons hardloop so 'n bietjie agter hom aan, maar dis letterlik bos agter die huis, so ons verloor hom toe en hy is toe weg. En gelukkig is daar 'n man wat ons geken het toe, wat groot geword het in die dorp. So hy ken al die ins en outs van die dorp en hy sê hy dink hy weet waar die ou gaan loop. Op pad terug lokasie toe om nou weg te kom met die wat hy nou gesteel het. En ja, lang storie kort, ons ry toe baie rond, ons kry en ons gaan huis toe en die ou bel toe en sê hoor hierso, hulle ry nog rond waar ons en ja, ons besef toe, okay, nee, ek dink ons gaan nie ou kry nie. En met die wat ons nog op die foon is met hulle, sê hulle ook, nee, ons sien die persoon. En ons jaag toe soontoe en die ou kom so afgeloop met die berg af, asof hy niks gedoen het nie. Hy laat die daar af met die speaker in sy hand en alles. En ons stop toe so langs hom en ons sê vir hom, sit die speaker neer. En hy besef toe eers wat aangaan nie. En hy besef toe wat aangaan en hy hardloop toe. En ons ry toe, daar's 'n vierkant, ons ry toe soos om die vierkant om voor hom te kom om te keer voordat hy in die lokasie in hardloop. En hy besef toe nee, hy gaan nie kan wegkom met die speaker nie, want dit is 'n redelike swaar en groot speaker. En hy los toe die speaker en hy hardloop toe. Maar so die oomblik toe ons uitgevind het dat die speaker gesteel is, toe het ek dadelik, ek voel dit was instink, want ek weet nie, ek het nie in daai oomblik, ek was so gestres en so geshake, want daar is net 'n dief in die huis, en daar waar ons lewe en waar ons veronderstel is om gemaklik te wees, en verstaan, dit rattel mens bietjie, want dit is ongemaklik om te weet, daar's gevaar daar waar jy eintlik gemaklik moet voel. En ek voel nie eers ek het eintlik gedink ek moet bid nie, maar ek het net begin bid en ek het net gevra, Here asseblief, kan ons net ten minste die speaker terugkry, ons hoef nie die ou te kry nie, laat hy die speaker net iewers los, en dat ons ten minste net die speaker kan terugkry. En ja, die ou los toe die speaker en hardloop toe weg en als,
En ons gaan toe huis toe en ek dog toe, okay, wow, dankie Here, dis amazing. In die eerste plek, wat is die kans om die speaker te kry? In vandag se tyd, as iets gesteel is hy reg, verstaan. So, ek sien dit klaar as 'n groot wonderwerk dat ons die speaker teruggekry het en die manier hoe dit gebeur het en alles. En ons gaan toe huis toe en ek sê van wow, baie dankie Here, dis regtig amazing om in vandag se tyd dit wat gesteel is by jou terug te kry en ek's regtig toe dankbaar en ja, dit was soos wow. En so 'n halfuur gaan verby, ons is toe net rustig by die huis, ons dog toe wow, ons het oorwin, ons kan nou 'n bietjie rustig, ons sluit nou maar die deure en goed en ons moes sê toe okay nee, ons kan nou rustig net TV kyk of net bietjie relax en soos wat ons begin 'n movie kyk, gaan daar notifications af van ons fone dat die ou is besig om goed te koop met ons kaarte. Ons het nie besef uit die beursie ook gesteel nie. En ja, ek was dadelik baie kwaad, baie ontsteld, want die ou het nou net besef hy verstaan hy het 'n speaker gesteel en ons het hom nou net gevang met dit. En die ergste van alles is hy het oor die grens gegaan, ons op 'n grens baie naby aan die dorpie waar ons was. En hy het oor die grens gegaan en daar by Mr. Price vir hom gaan klere koop en goeders. Dit was dus 'n totaal van R700. Dus 300 en 300 en iets wat afgegaan het toe. En ek was net dadelik regtig baie kwaad, baie ontsteld, want ja, in 'n geval. En toe dadelik begin ek weer te bid. Dit het net gebeur. Ek het nie eens gedink okay, nou moet ek gaan bid nie. Dit het letterlik net gebeur en ek begin toe met die Here praat en ek sê vir hom Here, ek is regtig baie kwaad nou. Ek is regtig baie ontsteld oor hierdie hele situasie. Ons het nou net die speaker teruggekry en ek dink ek was net so eerlik met die Here. Ek het reguit vir hom gesê ek weet hy is 'n baie spesifieke God. As jy vra vir iets, jy moet spesifiek wees vir wat jy vra, want dis wat jy kry. En ek sê te vir die Here soos ek weet ek het gevra net vir die speaker en nou eintlik soos 'n klein dogtertjie eintlik by hom. Ek sê vir hom, maar Here, ek het nie geweet hy die beursie ook nie. Anders sou ek ons nou gevra het vir die beursie ook. En dan ek meen ons het die ou gesien. Ons kon hom dalk kry en dan die beursie ook kry as ons geweet het. En ek sê toe vir die Here soos ek kan nie. Ek het regtig nie geweet hy het die beursie ook nie. Want obviously sou mens dan gevra het vir dit. En ja, ek sê toe net vir die Here soos ek weet jy is 'n God van wonders. Ek weet jy kan die onmoontlike laat gebeur. Onthou net die ou is nou oor die grens. Ek het nie 'n paspoort daar om gou oor die grens te gaan en te gaan soek waar's die ou nou gou Mr. Price te gaan soek en om die beursie te gaan terugkry en verstaan. En die ding is as mens 'n beursie verloor, dis baie dinge. Dis soos ekskuus, verskoon net die weer as julle dit hoor. Dis 'n idee, dis 'n bestuurslisensie, dis meer as net bankkaarte. Bankkaarte kan jy vinnig stop, jy kan nuus order, maar om 'n lisensie en 'n idee te kry en die ding is ons moet terugry die volgende dag. Hoe doen jy al hierdie goeders en dis lang prosesse om alles weer te kry. Dit is eintlik groot skade as jou beursie gesteel word. En ja, ek begin toe net vir die Here sê, ek weet jy is 'n God van wonders, ek weet jy kan die onmoontlike laat gebeur, ek twyfel nie 1 sekonde daarin nie, ek weet, maar ek was so eerlik met die Here, ek sê vir hom, ek in my menslike brein kan letterlik nie aan 'n scenario dink, hoe om daai ou oor die grens te kry, die beursie terug te kry, letterlik al wat my brein op daai oomblik kon dink, onthou ek was baie kwaad, en dan dink jy ook, was hy nie lekker nie, is soos, dat die ou gaan terugkom en die beursie wat die draad gooi. Dis letterlik, dit klink stupid, maar dis dis al scenario wat ek kon dink, hoe ons daai beursie sal terugkry, want hoe anders, die ou is letterlik weg. Ons gaan hom nooit weer kry nie. En ek los dit toe, en ek vra toe vir die Here, kan ons, as dit moontlik is, kan ons die beursie terugkry, maar ek sê vir hom, in my menslike brein, is dit onmoontlik. En ek maak tevrede daarmee dat ons nie weer die beursie gaan sien nie, en ons stop al ons kaarte, en ons gaan nou maar oor ons ID's en goeders doen, en julle,
kan nie. Daai aand 12:00 bel die polisie ons. Hulle sê vir ons, hulle het die ou nou net gearresteer, en hulle het ons besittings op hom gekry. Die beursie is by die polisiestasie, ons kan dit die volgende dag gaan haal. Wat is die kanse? En kan ek net vir julle sê, nee, die polisie het letterlik 'n random search gaan doen. Hulle het in die aand in die lokasie gaan rondloop en mense gaan soek, wat net gaan deursoek eintlik maar. En hulle het die ou toe gekry en toe kry hulle ander mense se besittings by hom. En ek was verstom. Ek is letterlik daai volgende oggend, ek kon nie ophou smaal nie, ek kon nie ophou vir die Here genoeg dankie sê nie, want hoe amazing is dit, en dit is niks anders as die Here nie, ek sien dit as niks anders nie, wat is die kanse in vandag se tyd, in vandag se lewe wat ons lewe, dis nie eers 'n dorp waar ons bly, waar ons regtig baie mense ken nie, wat is die kanse, dis net, ek was letterlik verstom daai hele dag, ek kon nie ophou mense bel en net vertel hoe amazing hierdie gebeurtenis was, en hoe presies God was, en wat als gebeur het, hoe alles afgespeel het, en net in mekaar gevleg het, en net gebeur het, dit was net amazing, maar, as ek vir julle nou net ietsie kan deel, en net bietjie motivering gee, as jy met die Here praat, en hom ietsie vra, wees so opreg, soos wat jy kan, onthou, God kyk na die hart, hy kyk nie na slim woorde, na oulike goedjies wat jy sê, jy ken groot Afrikaanse woorde, so ek gaan nou eerder vir jou luister nie. Dit gaan oor hoe opreg jy vir God is. Ek het letterlik soos 'n klein kind vir hom gesê, ek kan nie, as ek moes nou geweet het ek moes nou gevra. En ek het alles gekry waarvoor ek gevra het, en ek kan net dink dat dit was omdat ek opreg was. Die ding is, die Here is nie vir jou wat luister minder lief as vir my nie, glad nie. Ek het net so baie sonde, elke mens het sonde, daar's nie iemand wat perfek is nie. En die Here is nie meer lief vir die een as vir daai een, of doen meer gunsies vir die een as vir daai een nie. Dit gaan letterlik net oor jou verhouding met die Here, en hoe opreg jy vir God is. So as jy vir God iets vra, wees eerstens baie spesifiek. Ek het nog 'n getuienis wat ek eintlik wil deel, maar dis 'n ander vrou se getuienis, ek wil haar graag inkry om dit te kon deel, maar dit is my so spesiaal, hoe spesifiek, dit is presies verduideliking van hoe spesifiek ons God is. En net die opregtheid, en gee God erkenning vir wie hy is, en vir wat hy kan doen, want ek meen, ons ken God se karakter, ons weet hy kan die onmoontlike doen, ons menslike brein blok dit net. Die oomblik as jy, kom ons sê, hierdie gedagte het van, ek gaan 'n groot besigheid eendag hê, vir jou nou klink dit dalk onmoontlik, maar vir God is niks onmoontlik nie. Die ding is, as jy so opreg is, en so vir God lewe, en so naby aan God lewe, dan, hoekom sal hy nie vir jou gee wat jy wil hê nie? Verstaan? En as hy nie vir jou spesifiek gee wat jy wil hê nie, het hy altyd iets beters in stoor. Daar's nie, ek meen, geen pa gaan vir sy kind minder gee as wat die kind verdien nie, verstaan? Of wat hy wil hê nie. Enige pa sal die beste vir sy kind wil hê. En so ook die Here wil die beste vir ons hê, maar die ding is, ons moet ons kant ook bring eerstens, en tweedens, wat ons dalk sien as iets wow, is dalk nie vir God belangrik nie, dis vir hom net ietsie kleins wat jy nou begeer, maar hy het vir jou dalk iets beters, iets groters, wat dalk net bietjie langer vat, in stoor. So, en God se tyd nie ons tyd nie, onthou, vir ons voel dit baie lank, maar vir God is dit soos 1 sekonde, dan is dit klaar. So ek dink net ons moet leer om geduldig te wees, en om op die Here te vertrou. Ja, dis al wat ek eintlik kan sê, is dat vertrou net op die Here, en wees net so opreg, onthou net, jy kan niks wegsteek vir die Here nie, onthou, hy ken jou ins en outs, hy ken jou hart, hy ken elke gedagte van jou, daar's nie een ding wat jy dink jy kan vir God wegsteek nie, jy kan nie, dis onmoontlik. So, ja, ek wou net graag dit met julle deel, en ek hoop dit beteken vir iemand ietsie, en ek hoop dit inspireer iemand om
net bietjie meer opreg met die Here te wees, bietjie nader aan hom te leef en ja, ek hoop iemand vat ietsie uit. Dis my getuienis. Lekker week vir julle.